Hi, goeiemôre almal. Ja sê, lekker ons voel die winter kruip so stadig maar sekerlik aan. En ek hoop dit gaan goed en jy hou die goeie geloof. Net ietsie wat op my hart is en waarmee ek besig is en dit is obviously ons weet altyd is 'n mind renewal. It's always a mind renewal waarmee ons besig is. Sondag by die kerk toe sê ek vir my broers, toe sê ek vir hulle, weet jy wat, ons vra soveel vir die Here vir ons needs. En ons is so gefokus op deurbrake en ons pleit by die Here en ek sê nie mens moet nie. Hoor dit my hart asseblief. Ek praat nou vir myself hierso ook. In die laaste ruk het ek regtig laat my mond, my hart en my gedagtes in lyn kom met dit wat uit my mond uitkom. 'n Voorbeeld gee. So wanneer ek sê yes, it's Christ in me, dan is dit nie net Christ in me in 'n gesegde nie, maar dit begin 'n werklikheid raak in my gedagtes en in my atmosfeer en waar ek loop, dat God en Jesus is saam met my. Weet, Jesus sê, as julle my liefhet, sal ek en die Vader by julle 'n woning kom maak. Natuurlik weet ons is bekragtig met die Heilige Gees. En maar jy weet, die verbond wat God gesê het, is dat hy sê, I will abide in them and walk amongst them. I shall be their God and they shall be my people. Nou, daardie wat ons so quote, maar laat die hart, die mond en die gedagtes ooreenstem. So het ek my fokus begin verander na die werklikheid van wie in my is en waar ek is. En dit bring net 'n anderste vrede in 'n mens, as ek dit so kan sê. Ek wil nie 'n ritueel by iets sit en 'n religion en dit moet so wees, ons jy het nie vrede nie van jy dink nie, sê jy nou al die goeters nie, o Here, asseblief help tog net nie religion asseblief. Nee, wat ek probeer, ek gee net waardeur ek gaan, dis daar. So ek het al my Isaaks, al my beloftes wat die Here my gegee het in my lewe, het ek op die altaar gesit. En sê, Lord, Father, you are mighty, you are almighty, ekskuus Vader, ekskuus Here Jesus, almighty. En by U is niks onmoontlik nie. So alles wat U my gegee het, U bring dit alles in elk geval tot stand. En geen woord wat U gegee het sal in elk geval none and void return to nie. It will set out, it will accomplish wat God wil hê hy moet doen. So, hoekom fokus ek so op die beloftes wat God moet manifesteer? Jy hoor? En hoekom pleit ek vir hom vir dit? Vir dit. So, deesdae gaan ek meer in 'n plek van you are here with me. En ek is in die moment met daardie waarheid. Want hy is met ons. En ek fokus my hele wese meer op dit. Om te sê, you are here. En soos ek gesê na ene, jy weet, God moes eers vir Jakob stil maak. Terwyl hy met God geressel het, gesê, bless me, I'm not gonna leave you, bless me, I'm gonna leave you until you bless me. En toe hy stil is, toe bless hom. En dis wat ek ervaar by ons is so gefokus op die, die omstandighede hou ons so gefokus op die deurbrake, en nie op die werklikheid wie en wat in ons is nie. Dus ek sê gister vir my vrou, okay, die nuwe covenant, we are reconciled to God in Christ our Lord, yes, amen. Nou, laat dit, maak jy oor toe en fokus op dit wat jy nou sê. Fokus dat jou mond, jou gedagtes en jou hart ooreenstem met dit wat jy nou sê. Jou geloof, jou belydenis en wat jy bedink, laat dit nou alles in lyn kom. En dan bring dit vir my net heeltemal my lewe het baie verander in die laaste week en 'n half in die gedagtegang, as ek dit so kan sê. En dit het vir my, dis net anderste. Ek kan nie verduidelik wat God kom doen het nie, maar dit is regtig net anderste. En volgens wat ek verstaan is
'n mind renewal is 'n fisiese ding ook. Dit is nie net 'n ander denkwyse nie, daar's 'n fisiese neuron pathways, nuwe neuron goeters wat gebeur in jou brein. Ek is nou nie 'n geleerde nie, so asseblief moenie dink ek is 'n professor nie. En ek lyk ook nie soos een nie, so asseblief. Maar wysheid is my sussie en insig is my boesemsvriend. So ja, daarvoor is ek dankbaar. Daarvoor is only goodness and mercy so follow me all the days of my life. So wat ek probeer sê is, deur die dag probeer maar net om die werklikheid van God en Christus in jou in te bedink en te beleef en jy weet, conscious raak oor dit. As jy regtig dit net stop en net dit begin beoefen. En ja, dit is ek het baie meer, heerlikheid. Dit is of goed my net nie meer wat my 3 weke terug sou gepla het, pla my glad nie meer nie. En hy help my om my vlees regtig neer te lê, laat my physical existence, die fisiese realiteit om my, nie meer so erg influence het op my nie, en dit raak al hoe minder. Maklik? Glad nie. Maar goed? Ja. Gemaklik? Nee. Is soos daai een nou het sê, hy sê, have your will, do whatever you want in my life, en dan begin God skuif, en sit hy ou so. Dan sit God so, wat gaan jy doen? Dan sit alle so. As God weet so, So, wat nou? Maar is dit maar net 'n prentjie van have you will, en dan begin God skuif, hy begin brand, en hy begin goed doen. Ja, of is dit net ek daai? Ek dink is beteken maar net ek. Maar ja, maar laat 'n mens net daai regtig deur sy genade en werklik soos nou. Oh man, it's just it's beautiful. Oh man, I just feel his presence. En hy's hier. Het jare terug het een nou gesê, kyk jy of word daar deur jou gekyk? Haal jy asem of word daar deur jou asem gehaal? So, dit is die werklikheid en mag hierdie goeters of this world just fade away. Just fade away. Want die tye is, ek dink nie mense het antwoorde vir die tye waarin ons is nie. Behalwe nou Christus en God, obviously, wat die antwoord is, maar ek dink daar kom so baie gesigte op by God. Die dag is dit, heerlikheid, ja, maar is 'n beautiful lewe saam met hulle. Life is just beautiful. Regardless van die goed wat deur ons gaan, jy weet. Is rukkie terug te kry, so 'n minuut wat ek op die grond net kan gaan lê, net sê, regtig asseblief, maar toe moet ek weer opstaan en weer gaan. Van die werklikheid is dat hulle is hierso. En dat jou hart is actually nie 'n pomp nie, jou hart is actually 'n receiver. Hulle kan measurable dream voet van jou af, weg, 'n meet, wat se syne jou hart optel. So, dit is actually a measurable, it is a signal booster, receiver, wat ook al die kind, wel nou, maar dit en dis ek moet sê, guard your heart above all things. Ek het dink gekyk oor die hart, oor dit. So, en dat, wanneer jy, en ding is dis hoekom ek glo dat creation eagerly waits for the manifestation, for the revealing of the sons of God. The sons is those who are led by his spirit, né? So autoriteit, en daar waar ons nou verstaan, en ek meen, kan jy imagine hoe, ek sien my eie diere, ek sien my eie honde en alles, wanneer ek net in my conscious en ek voel, man, hulle raak soos klein babiekies, soveel joy en soveel happiness. Nou dink net waar jy loop, en soos, ek staan nou nog in Checkers ook, en ek staan en ek sê, you are here, en ek gaan in die werklikheid in, en ek kon terugstaan, en ek kon letterlik voel, hoe God letterlik na sy creation kyk. Dit is my ervaring, nou, hoe hy,
ek kan amper begin vanaf uit God se oë kyk na die mense om my en checkers en ek kyk so en is net is baie vredevol. En dat daardie goed manifesteer in die omgewing om jou. Ek glo jy gaan loop daar waar gras dood is, dan ewesklik is die gras groen. Voeltjies en diere, die lewe gaan terugkom. Jy weet, atmosfere word skoon gebrand wanneer jy in daai presence loop. Because it's the creator himself. Dink jy bietjie mooi, dis God. Dis God wat alles in existence gespreek het. Dis hy wat saam met jou is. So wat is nie moontlik nie. En ja, dit help my baie om my gedagtes te vat daar waar God en ek kan stil staan en sê, ek voel jou gees, ek hoender vleis en ek is dronk nie, but the reality of who that is. So dit help my baie. En mag het vir iemand ook help. En ja, ekskuus, ek het nou liggie aan, so blyk ek vir die liggie kyk hierbo. Die liggie skyn altyd maar in 'n geval. En ek het my kamera anders te omgedraai, so ek weet nie waarom te kyk so lekker altyd nie, maar ag, dankie Here vir u genade en vir u liefde. En ja, laat ons randes reis. En ja, mag hy regtig vir ons net help met dit. En ek is vernaams een van hulle wat elke dag genade en barmhartigheid nodig het in die vlees. Maar dit raak al hoe minder. Ek moet dit sê. Nie dat ek dit nie nodig het nie, maar dit raak al hoe minder. So die ding van die gedagtes ook en waar jy begin, jy weet, wanneer hier die begin revelation vir jou word, dan kan jy nie meer onnodige goeders bedink nie. Ek het nou gesien hoe die onnodige goeders geestelike ervarings in die aande bring wanneer ek gaan slaap. Ja, ek kan nie meer grappies maak oor wat ek grappies gemaak het nie. Ek kan nie meer goed onnodig aandag gee nie. En your mind begin actually a sacred space raak. Dit raak actually sacred space, according to me now. Okay, mag die vrede van die Here vir julle net paaie oopmaak, die guns van die Here ook net op julle rus, en laat ons van heerlikheid tot heerlikheid sal gaan, en mag hierdie vir julle help. Mooi dag, gaan goed in Jesus naam, en tot later. Bye.